dat dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Yes. Groete in die mooie naam van ons Koning Jesus Christus. Ek groet vanmiddag al ons kykers, almal wat na hierdie program kyk. Ek is Ricardo Miller. Ons is van Santekraal, Hermanus. Ons bedieningsnaam is The Lighthouse Church of God in Christ. Ons is in 16 Steve Tweety Straat vir Santekraal. In Hermanus is ons in nommer 16 Mount Pleasant. By Diaken Francis Hill, daar by Sopkonbuis daaronder. Ek wil vir julle groet in die mooie naam van ons Koning Jesus Christus. Is weer vandag vir ons 'n wonderlike voorreg om op hierdie platform te wees. Ek glo dat julle gaan dit wat vandag gebedien gaan word, julle gaan geniet. En ek glo dat die Here gaan 'n wonderwerk in die lewe doen. Prys die Here Jesus Christus. As ons kan gaan na die woord van die Here. Ek het so 'n hele paar verse vandag wat ons na gaan kyk. Die eerste vers is in die boek van Spreuke 18 vers 10. Die skrif sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Prys die Here Jesus. Die Bybel sê in Spreuke 18 vers 10, hy sê die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word gebeskud. Prys die Here Jesus. Dis wat ek vandag van praat. Die naam van die Here. Kom ons sluit die oë. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom nader ons die troon van genade. Vader, ek kom sê vir u baie dankie my God, Here, vir hierdie lieflike dag. Ek dank u my God, Here, vir u genade. Die woord van die Here sê dat die reddende genade van die Here het aan almal kom verskyn. Here, ons dank u my God, Here, vir hierdie geleentheid weer my Vader om met u volk u woord te bedeel. Here, dis is weer net 'n teken van u reddende genade wat sy verskyning kom maak. En daarom vra ons u in die naam van Jesus Christus dat u iemand se hart sal aanraak. Here, dat u iemand sal bring tot 'n beseffing dat daar is geen ander naam gegee in die hemel, op die aarde en selfs onder die aarde wat elke knie sal voor moet buig en elke tong bely en erken my God dat u, Here, die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Ons bid my God, Here, vir die voorgeleesde woord, my koning, dat u dit sal sien, Here, dat u die kyker sal sien en een en elk, my God, Here, wat sy hand in die ploeg geslaan het, Here, om die evangelie van Christus Jesus verder te vat, Here, om hulle te sien, my Vader. Ons vra dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen en amen. Die Bybel sê dat in die boek van Spreuke 18 vers 10, die skrif sê dat die naam van die Here is 'n sterk toring. Hy sê dat die regverdige hardloop daarin en word gebeskud. So in ander woorde, as ek kan kyk na hierdie skrif, waar die Bybel sê dat die naam van die Here is 'n sterk toring. Hy sê die regverdige hardloop daarin en word gebeskud. So in ander woorde, die beskutting en die beskerming van die regverdige kom nie van, so wat het vir my sê, die regverdige word nie gebeskud of gebeskerm omdat hy 'n regverdige is, maar die regverdige word gebeskud en gebeskerm omdat die regverdige bevind homself in die naam van die Here. En wat sê die skrif? Hy sê dat die naam van die Here is 'n sterk toring. En dit laat my dink in die woord van die Here in die boek van Handelinge, waar die Bybel praat van die seuns van Skefa, wat dit gewaag het om die naam van die Here te noem oor hierdie duiwelbesettenis. En die Bybel sê dat hulle dit gewaag om die naam van die Here te noem oor die duiwelbesettenis. En hulle het gesê in die naam Jesus wat Paulus verkondig. En die woord van die Here sê en die duiwelbesettenis het hulle uitmekaar geskeer en hulle moet gevlug het as gevolg van net omdat hulle die naam van die Here genoem het. En ek het gesien dat oral waar ons na die woord van die Here gebedoen het en jy kom in die naam van die Here, dan is daar altyd 'n respons. Die vyand gaan respond as gevolg omdat jy kom in die naam van die Here. Maar die Bybel sê die respons van die duiwel was van so aard dat hierdie manne moet gevlug het. Want dit is een ding om in die naam van die Here te kom. Die Bybel sê dat die naam van die Here
is 'n sterk toring. Wat dit vir my sê, as ek kyk na hierdie skrif, en wat hierdie jong manne deurgemaak het, wat ook gesê het, hulle kom in die naam van Jesus, wat Paulus verkondig, sê dit vir my, dat die naam van die Here, is nie 'n naam nie, maar soos die skrif het hier sê, dat die naam van die Here is 'n sterk toring. Prys die Here Jesus. Dit sê vir my, dit is 'n plek van beskutting, 'n plek van beskerming. En die Bybel praat in die boek van Rigters 9 vers 50, sê die woord van die Here, hy sê in vers 51, hy sê, maar in die middel van die stad was daar 'n sterk toring, en daarin het al die manne en vroue en al die burgers van die stad gevlug, en hulle agter hulle toegesluit en bo op die dak van die toring geklim. Vers 51 sê, en Abimelech het gekom tot by die toring en daarteen geveg. En in die ou tyd was daar, in die Bybelse tyd was daar, in elke stad het hulle 'n toring gebou. Dit laat my ook dink aan die toring van Babel. Hulle het 'n toring gebou, maar in hierdie spesifieke stad, in Thebes, sê die Bybel dat die woord van die Here, Abimelech was die seun van Jerubbaal. En hy het na die seegebiede gekom en vir hulle gevra, maar wil julle my koning maak of die seuns van Jerubbaal? En die Bybel sê, en omdat Abimelech 'n bloedverwant was, omdat die seegebiede sy familie was, het hulle besluit, nee, maar ons gaan saam met Abimelech, ons gaan vir hom koning maak, ons gaan liewer laat hy oor ons heers. Ons gaan liewer laat hy koning wees oor ons, want hy is ons bloed, hy is ons familie, ons ken hom. En die woord van die Here sê dat, toe die volk kom, die seegebiede kom, om Abimelech koning te maak, toe wat maak Abimelech? Toe maak hy die 70 seuns van sy vader, van Jerubbaal, toe maak hy hulle almal dood op een klip. En die Bybel sê, van daarvan af, wil die Here die bloed van hierdie seuns van Abimelech, van sy vader, hierdie seuns wil die Here gewreek op Abimelech. En die skrif sê dat die Here het vir Abimelech na 3 jaar, die woord van die Here sê na 3 jaar, toe Abimelech 3 jaar koning was oor Thebes, het die Here gekom om die bloed van hierdie 70 seuns te wreek, wat Abimelech van sy vader doodgemaak het. En as ek kyk na die skrif sê, na 3 jaar, altyd die nommer 3, as ek dwars deur die woord van die Here kyk, sal ek altyd sien dat die nommer 3 praat spesifiek van die einde van iets. Altyd wanneer die Here 'n einde gebring het aan 'n spesifieke ding, of 'n spesifieke persoon. Ons kan sien in die lewe van Elia. Die woord van die Here sê dat die Here het hom eers na 3 plekke toegestuur, voor hy opgeneem was in die hemel. Die Bybel sê, in die boek van Samuel, het die Here vir Samuel, voor die Here hom gebruik het as profeet, het die Here hom 3 keer geroep. Die Bybel sê selfs, dat toe die Here vir Saulus blind gemaak het, het die Here sy oë geopen na 3 dae. Die woord van die Here sê, voor die val van Babel, het die Here vir die profeet Jesaja 3 tekens gegee. Prys die Here Jesus. Die skrif sê self, toe nadat Samuel vir Saul gesalf het as koning, het die Samuel gesê, dat daar's 3 goed wat jy gaan ondervind, voor hy tussen die profete gekom het. Maar as ek kyk spesifiek na die nommer 3, wys dit altyd na die einde van iets. Prys die Here Jesus. As ons self kan kyk in die boek van Handelinge, waar die Bybel praat van in die tyd waar die evangelie net geverkondig was aan die Jode, toe apostel Petrus by Simon by die see was op die dak, en die Here, en die skrif sê, en hy was in 'n verrukking van sinne, en die Here wys hom hierdie laken wat aan die 4 hoeke van die aarde vasgebind is, en die Bybel sê, en dit het 3 keer afgesak na hom toe, en die stem het 3 keer na hom toe gekom, en vir hom gesê, Petrus slag nie, en die Bybel sê, en daar het 3 manne gestaan, en die Gees het vir hom gesê, gaan saam met hulle. En van daarvan af het die evangelie 'n ander rigting gevat.
Dit was dit net voor daai gesig wat Petrus gehad het by Simon by die see op die dak, was die evangelie net geverkondig aan die Jode. Maar daarvan af het die evangelie 'n ander rigting gevat en die evangelie was van daarvan af geverkondig aan die heidene, eers aan Cornelius en sy huisgesin. Maar ons kan sien wanneer die Bybel praat van die nommer 3, dit praat van a change of direction. Elke tyd wanneer die nommer 3 in die skrif gesien word of opgedag het, dan het dit gepraat van a change in direction. Prys die Here Jesus. Voor die Here die Babelse val, voor Babel geval het die Here vir Jesaja 3 tekens gegee. So in ander woorde, die koninkryk van Babel het 'n verskillende direksie gevat. So in ander woorde, die woord van die Here sê na die 3de jaar van die regering as koning van Abimelech, het die Here na sy 3de jaar as koning, wil die Here die bloed van hierdie 70 seuns van sy vader wat hy doodgemaak het, wil die Here gewreek het. So in ander woorde, daarvan af, na die 3de jaar, het die Here 'n ander plan gehad vir sy koninkryk. As gevolg van die bloed, as gevolg van die seuns van sy vader wat hy doodgemaak het. Prys die Here Jesus. Maar die woord van die Here sê, in daardie spesifieke stad was daar 'n toring. En toe Abimelech teen hierdie stad veg, sê die woord van die Here, het die hele volk van die stad het hulle binne in die toring ingehardloop. En die skrif sê dat hulle het opgehardloop tot op die top van die toring. En die woord van die Here sê toe Abimelech nog besig was om te veg teen hierdie stad, teen die toring, nie teen die stad, hy het klaar die stad ingekom en die volk van die eenheid en baie het gesneuwel, sê die woord van die Here in daardie stad. Maar van hulle het die geleentheid gekry om in die toring in te hardloop en die deur agter hulle gesluit. En die torings was van so aard dat jy kan nie daar ingekom het as dit van binne af gesluit is nie. Prys die Here Jesus. Maar die woord van die Here sê dat toe hulle opgehardloop het na die boonste plek van die toring, het 'n vrou 'n meelsteen gevat en het op die hoof van Abimelech gegooi, en dit van so aard dat sy kop, sy skedel het gekraak, en Abimelech het vir sy manne gesê dat dit kan nie gehoor word dat ek deur 'n vrou gedood is nie. En hy roep sy wapendraer, en die Bybel sê, en hy het vir sy wapendraer gesê, haal jou swaard uit en deurboor my, beteken maak my dood, want die gerug van my, dit kan nie rondgaan dat ek deur 'n vrou van in daardie tyd, dit was iets baie, hoe kan ek dit nou stel, dit was iets baie laag om deur 'n vrou gedood te word, veral as jy 'n koning was. Maar die woord van die Here sê instruks sy wapendraer om hom dood te maak, en sy wapendraer deurboor hom. Maar wat ek probeer, die gedagte wat ek wil bring, is dat die Bybel sê dat die naam van die Here is 'n sterk toer. Die regverdige hardloop daarin en hy word gebeskut. En wat ek sien, prys die Here Jesus, wanneer jy in die naam van die Here 'n ding doen, dan gaan dit nie oor jou kwalifikasies nie. Dit gaan nie oor jou ervaring nie. Dit gaan nie oor, prys die Here Jesus, oor wat jy het nie en wat jy nie het nie. Maar al wat jy doen, whatever jy doen vir die Here, doen dit in die naam van die Here. En die Bybel en die woord van die Here sê dat even die mees eenvoudige, wanneer jy in die naam van die Here is, whatever jy doen in die naam van die Here gebruik die mees eenvoudigste ding. Die Here gebruik even daardie vrou, 'n vrou, prys die Here Jesus Christus, om die koning dood te maak, 'n man wat duisende doodgemaak het, 'n man wat sy eie broers doodgemaak het, 'n man, prys die Here Jesus, wat geen gevoel gehad het vir sy eie bloed nie, vir sy eie familie nie, prys die Here Jesus, 'n man wat 'n hele laar by hom gehad het, manne wat saam met hom is, prys die Here Jesus. Maar die Bybel sê dat binne in hierdie toring het die Here ewen 'n vrou gebruik. 'n Vrou het 'n klip gevat en afgegooi en boop sy kop, en Abimelech se lewe het geëindig, en die Here het die bloed van hierdie 70 seuns het die Here gewreek op daardie een dag. Die Here het 'n vrou gebruik, prys die Here Jesus Christus. Ek weet vandag is daar iets wat uitgaan dat die Here gebruik die vrouens nie. Maar die Bybel sê toe manne ontbreek, toe rig die Here 'n vrou op. Daarom wil ek die vrouens bemoedig, prys die Here Jesus Christus. Ken jou posisie in die Here. Weet wie jy is in die Here, want die
Here wil jou gebreek. Die Bybel sê, toe manne ontbreek, toe rig die Here vrouens op. Dit sê nie in daardie tyd was daar nie manne gewees wat kan geregeer het nie, maar daar was 'n vrou gewees wat haar posisie geken het, prys die Here Jesus, wat 'n leier gewees het. En die skrif sê dat die Here het 'n vrou gebruik om die koning dood te maak en om die bloed van hierdie koning se broers te wreek, prys die Here Jesus Christus. En die woord van die Here praat selfs van Dawid in die tyd van koning Saul. Toe koning Saul was een van die eerste konings in Israel. En die Bybel sê dat Israel en die Filistyne was aan 'n geveg gewees. En die woord van die Here sê daar was 'n baasvegter, Goliat. Vir 40 dae het Goliat die slagordes van Israel uitgedaag en daar was geen man gewees wat wil opgestaan het om hierdie reus aan te wil vat. Maar die Bybel sê dat Dawid se vader het hom 'n instruksie gegee om te gaan kyk na die welstand van sy broers en om iets van hulle af te rig te bring, van sy vader wat seker die sekerheid gehad het dat my seuns lewe nog, so bring iets van hulle af. En die Bybel sê dat Dawid op die slagveld kom en Dawid sien hierdie Filistyn, hierdie reus, en Dawid vra, wie is hierdie onbesnede Filistyn wat die slagordes van Israel uitdaag? Prys die Here Jesus. Sê Saul vir hom dat jy kan nie hierdie reus gaan beveg nie. Maar Dawid gee sy rekord, hy sê, as die Here my verlos het uit die bek van die leeu, as die Here my verlos, as die Here my gered het deur om 'n leeu te verslaan, wie is hierdie onbesnede Filistyn? Prys die Here Jesus. En die woord van die Here sê dat terwyl hulle mekaar engage op die battlefield, terwyl hulle mekaar, prys die Here Jesus, naderkom, sê Dawid vir hierdie Filistyn, hy sê, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en met 'n lans, maar ek kom in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitdaag. En die woord van die Here sê, en Dawid het vinnig gehardloop dat die spruit en het vir hom 5 klippies genaal. En die Bybel sê, terwyl Goliat nog so na hom toe kom, het Dawid met 1 klip, het Dawid die vyand doodgemaak. En dit sê vir my, prys die Here Jesus Christus, dat Dawid was nie 'n oorlogsman nie. Dawid was nie 'n soldaat gewees nie. Dawid was nie tussen sy broers. Daar was 3 van sy broers wat Saul gevolg het. Hulle was soldate gewees. Hulle het saam met Saul geveg. Maar die Bybel sê, net as gevolg van Dawid se verhouding met die Here, dis wat Dawid opgedepend het, prys die Here Jesus. Hy sê, jy kom na my toe met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. En ek het gesien, prys die Here, soos ons nou kan sien in die woord van die Here, dat net om in die naam van die Here te kom, dit gaan nie oor wat jy het en wat jy nie het nie, want dit was nie Dawid se experience wat hom gehelp het, prys die Here Jesus, om hierdie baasvegter, hierdie reus wat 'n kriegsman van sy jeug af te kan verslaan nie, maar dit was Dawid se verhouding met die Here wat hy gehad het. Dit was die naam van die Here wat Dawid ingekom het. En daarom sê die woord van die Here dat die naam van die Here is 'n sterktoring. Die regverdige gaan daarin en word gebeskik. Wat ek vir iemand vandag wil sê, whatever jy doen, doen dit in die naam van die Here. Prys die Here Jesus Christus. Moenie nie soos die seuns van Skeva kom in die naam van Paulus, van die naam van Jesus wat Paulus verkondig het. Maar kom, dit sê vir my dat jy gatte ervaring moet hê. Prys die Here Jesus. Wat Dawid daar die confidence gehad het, is omdat Dawid het 'n verhouding met die Here gehad. En deur dat die verhouding met die Here, prys die Here Jesus, sê Dawid vir Saul, halleluja, as ek my vader se vee opgepas het en daar kom 'n leeu of daar kom 'n beer en hulle neem een van die vee en hulle hardloop weg, dan gaan ek en ek ruk dit uit hulle monde uit en ek verslaan hulle. So in ander woorde, Dawid het 'n ervaring gehad, prys die Here Jesus. Dawid het 'n experience gehad wat die naam van die Here kon beteken. Dawid het nie op sy eie kragstaat gemaak nie. Even toe Saul, prys die Here Jesus, sy camouflage, sy wapens wat Dawid gegee het, was Dawid ongemaklik met Saul se wapens. Want Dawid sê, ek kan nie eens daarin beweeg nie, maar al wat ek weet waarin ek kan beweeg, is binne in die naam van die Here. Want wanneer jy kom in die naam van die Here, wat ek gesien het in die naam van die Here, gebruik die Here die mees eenvoudigste dinge om die grootste battles, prys die Here Jesus, te oorwinne. Ek weet nie wat 'n reus is daar wat in die oë staar, en die woord van die Here sê dat hierdie reus het die slagordes van Israel vir 40 dae
daar uitgedaag, oggend en aand, het hy gekom om hulle uit te dagen, maar die woord van die Here sê, toe Dawid opdagen, en hy kom in die naam van die Here, het die Here Dawid gebruik, om hierdie reus te verslaan, net soos die Here 'n vrou gebruik het, om die bloed van 70 jong manne te wreek, op 'n koning, prys die Here Jesus, wat bloed, wat moord geblaas het, so never mind, prys die Here Jesus, wie dit is, of wat jy is, of waarvanaf jy kom, of wat jy het, of wat jy nie het nie, die Here kan dit gebruik, as jy dit maar net in die hand van die Here wil gee, as jy net wil sê, ek kom vandag, nie in my eie naam nie, ek kom hier, prys die Here Jesus, in waarvanaf ek kom hier, in my ervaring nie, ek kom hier in my eie krag nie, maar ek kom in die naam van die Here, want die Bybel sê dat die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin, en word gebeskik, prys die Here Jesus. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Dit is nie net 'n naam nie. Want ons sien toe die seuns van Skefa, toe hulle kom en sê dan, ons kom in die naam van Jesus, wat Paulus verkondig, het hierdie duiwels opgespring, en hierdie duiwels het hulle uit die mekaar geskeer, want hulle was nie in die naam van die Here nie. Jy kan nie kom in 'n naam wat iemand anders verkondig nie. Jy moet 'n persoonlike verhouding hê met die Here. Jy moet 'n ervaring hê met die Here. Dis wat Dawid hierdie confidence gegee het. Dis wat Dawid, prys die Here Jesus, daar die boldness gegee het. Daar is 'n confidence wat iemand het wanneer sy 'n ervaring het. Daar is 'n confidence, daar is 'n sekerheid wat jy het, prys die Here Jesus, wanneer jy weet wat die Here vir jou gedoen het. En ek weet nie hoekom twyfel mense nog steeds. Daar's mense wat die Here uit die dood uitgered het. Daar's mense, prys die Here Jesus, wat die Here uit ICU uitgered het. Daar's mense, prys die Here Jesus, wat jy kan geloop het, en die Here het jou opgerig, en jy het 'n getuienis van wat die Here kan doen, maar jy sit nog stil, prys die Here Jesus, jy sit nog stil, terwyl God jou wil gebruik, die Here wil daar die mees eenvoudigste ding gebruik, halleluja, in jou lewe, ek weet nie wat dit is nie, miskien is dit 'n siekbed wat die Here jou van opgerig het, miskien is dit, prys die Here, jy uit die tronk uit wat die Here uitgehaal het, maar die Here wil dit gebruik, om jou gemeenskap te wen, die Here wil dit gebruik, prys die Here Jesus, omdat die Goliat, daar die reus, ek weet nie wie is daar die baasvegter, wat regom staan in jou lewe, wat jou terughou van dit wat die Here vir jou uitgesit het, maar die Here wil daar die eenvoudige ding gebruik. Dis wat die Here wil gebruik in jou lewe. Daar die mees eenvoudig, al wat jy moet doen, as jy moet net kom in die naam van die Here. Want die Bybel sê dat die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige gaan daarin en word gebeskik. En dis wat die naam Jesus is. Die skrif sê dat sy naam moet Jesus wees, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes kom verlos. Prys die Here Jesus Christus. As jy nog nie die Here aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, wil ek u vandag aanmoedig. Ek wil u vandag bemoedig om 'n besluit te maak, om die Here as jou persoonlike saligmaker in jou hart aan te neem. Want is net die Here, prys die Here Jesus, wat jou daardie confidence gaan gee, om te kan doen wat jy moet doen. Is net die Here, prys die Here, wat jou daardie confidence, daardie krag gaan gee, daardie boldness gaan gee, om op te staan, om te sê dat ek in my huis, ons gaan die Here dien. Ek in my huis, prys die Here Jesus Christus, want die naam van die Here is 'n sterk toring. Whatever u doen, kind van God, doen dit in die naam van die Here, en die Here sal u sien. Prys die Here Jesus Christus. Amen en amen. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.